Welkom terug julle. Theo Boshoff is die hoof van Agbus en gesels daagliks met die mense van Suid-Afrika se landbousektor oor om te help groei en vooruit te neem. Welkom by ons Theo. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Wees maar so met die afskop vir die mense wat nie weet nie wat kyk, wie en wat is Agbus, wat doen hulle vir die landbousektor? Ja, nee, baie dankie. So Agbus is 'n landbousakekamer. So ons is 'n ledeorganisasie met lede wat eintlik in die waardeketting van landbou is. So hoofsaaklik landboubesighede, insetverskaffers, finansiële diensverskaffers en natuurlik die landbouverwerkers en van die kommoditeitsorganisasies. Maar ons doelwit is eintlik baie beperk. Ons moet die skakel wees tussen die regering en die landboubesigheidssektor om seker te maak dat daai regulerende omgewing gunstig is vir landbou, jy weet van en besighede van enige grootte in die landbouwaardeketting om te kan groei. Ja, so maar net so inleidend ook vir die Suid-Afrikaanse boere die uitvoermark, is dit belangrik dink jy uit julle oogpunt en vir die land? Dit is geweldig belangrik, jy weet en dit is een van ons doelwitte is natuurlik om nuwe markte oop te maak vir Suid-Afrikaanse produkte. Ja. Ons ekonomie groei nie vinnig genoeg noodwendig of groei nie so vinnig so wat die landbousektor doen nie. So as ons wil hê dat die landbousektor moet aanhou groei, dan moet daar nuwe markte wees. Andersins is ons half, jy weet, kunsmatig beperk in terme van hoeveel ons kan groei. So 'n groot gedeelte van ons werk is natuurlik met fitosanitêre protocols om seker te maak ons kapasiteit om die goed te onderhandel en natuurlik het ons ook gunstige market access conditions, as ek dit so kan sê, internasionaal hê. Dat ons nie hoë tariewe het nie, so ons werk baie nou saam met DTIC, ons werk ook met regeringsbuiteland om seker te maak dat daar daai vraag bly groei, jy weet in dieselfde pas as wat die produksie in Suid-Afrika groei. Waar sien jy met alles wat julle te doen het met almal as julle praat geleenthede vir iemand wat kyk waar dink jy is onder geleenthede vir groei in die Suid-Afrikaanse landboumark? Daar is baie geleenthede, jy weet en ek dink die een ding wat mens moet onthou is ons landbousektor en ons besighede is baie kompeterend. Ek kom nou net terug van 'n 3 weke program in die FSA byvoorbeeld, ons baie gekyk het na hulle landbou. En dis geweldig interessant om te sien jy weet die tipe van 'n publieke sektor ondersteuning wat hulle kry, maar as jy kyk na die maatskappye self, jy weet wat my baie regtig opgewonde maak is ons maatskappye is geweldig effektief, is baie innoverend. Die tegnologie wat hulle gebruik is wêreldklas. Jy weet so dit beteken dat die mededingendheid is eintlik daar vir Suid-Afrikaanse produkte. Ons kan groei mits ons die markte het en mits ons die ondersteuning kry. En ek dink een van die groot verskille wat mens miskien sien en dis een van die uitdagings is eintlik maar die publieke sektor ondersteuning en dit is waar ons probeer help met goed om seker te maak byvoorbeeld dat jy 'n betroubare krag toevoeg het, jy weet teen 'n bekostigbare prys. Paaie, hawens, spoorweë. Dis alles natuurlik geweldig relevant, nie ook nie net aan die beleidskant nie. En as mens daai het, jy weet die kwaliteit van die Suid-Afrikaanse produkte en dit is reg oor verskillende waardekettings is so dat daar is internasionale vraag daarvoor. As ons maar net op 'n gelyke jy weet 'n even playing field met die res van die wêreld kan kom en veral met die res van die suidelike halfrond, dan weet ons kan kompeteer. So daar's geweldige potensieel vir groei. So maar net so vir die interessantheid ook as jy weet ons nie as nisboere die sien jy 'n rol vir die kleiner boer, die ou wat net hy het nou nie 'n plaas geërf nie, maar hy's lief vir landbou, hy wil sy vingers aan landbou draai is. Dink jy baie bietjie sal ook optel na laat dit kan substansie kry vir Suid-Afrika? Beslis, jy weet ek dink dit sal natuurlik jy weet jou eerste teiken sal seker die plaaslike mark wees, jy weet en daar is natuurlik jy weet hierdie markgeleenthede vir allerlei nisprodukte binne die Suid-Afrikaanse mark, maar ook vir uitvoer. En ek weet van die handelsooreenkomste wat ons betrokke is mee om te help in onderhandel die sogenaamde geographical origins byvoorbeeld. Skaapvleis van die Karoo af, rooibos, die tipe goed wat nisprodukte is. Dit is spesifiek, Maar wat wêreldwyd bekend begin raak en dan groei mense en ontwikkel mense ook daai mark. So dit mag dalk op jy weet van die produkte mag dalk op die oomblik 'n nis wees met kleiner boere wat dit ondersteun, maar soos dit bekend word internasionaal en soos mense daar 'n beskerming kan kry, jy weet vir die unieke aard van baie van hierdie produkte, glo ek ook die verbruikers oor see soos hulle meer leer ken. En daai mark sal natuurlik groei en dan is daar geweldige geleenthede. Van julle kant is daar enigiets anders wat julle doen om hierdie het sy klein boer groot boer net te assisteer waar hulle nou vassaak, hoe raak julle betrokke? Ja, so tot 'n mate is nou nie op 'n spesifieke maatskappy vlak nie, maar in terme van die industrie, jy weet om daai geleentheid te vestig en ondersteuning te gee wat nodig is. Daar's 'n paar voorbeelde. Onder andere, jy weet die sogenaamde bemarking in poele wat ek weet baie plaasvind met van die kleiner produsente waar as jy byvoorbeeld nie 'n container of 'n palet totaal kan volmaak nie. Daar is sekere uitsluitsels onder die kompetisiewet
veral vir uitvoer waar jy weet waar mededingers eintlik kan saamwerk om daai tipe skuld te kry. Ja, So dis een goeie voorbeeld wat ek aan kan dink. En dan 'n bietjie meer aan die kleinboerontwikkelingsfront. So daar is die konsep van gemengde finansiering was 'n paar jaar gelede, eintlik nou meer as 10 jaar gelede het van die bankevereniging en van Agbiz af gesamentlik ons na die regering gegaan met die idee om te sê om daai miskien nie op totaal komende boer nie, maar daai middelvlak boer kommersieel te probeer kry, om daai hupstoot te gee. Is daar nie 'n manier hoe mens staatsgeld kan meng met 'n kommersiële lening nie, of dit ten minste moontlik maak vir die kommersiële finansierers om vir die klas mense wat nie noodwendige balansstaat het nie kollateraal het nie, om krediet te kan vir hulle gee. En dit is besig om te gebeur. Ek weet daar is, jy weet, van die kommersiële banke, Landbank, die IDC wat nou daai produkte ontwikkel het. En daar's 'n baie groot fokus daarop om seker te maak dat mense daai pipeline van goeie aansoeke het, jy weet, en produsente wat potensieel belangrik. Theo, verskriklik dankie dat jy hier was en weer dankie vir alles wat jy vir ons land en vir landbou doen. Ek weet die tyd was min geweest, maar dit was 'n voorreg om hier te gehad het. Ja, baie dankie. Dit is altyd lekker om te gesels.